Ons was die werkgroep vir gestremdheid en ons het vier sprekers by ons gehad. Die eerste spreker was, nou moet jy net help, Luan Sonnepoel nie. Dis 'n jong man, help 'n bietjie. Maar hoe sê my nou, ja, anders kry jy pak. Jy moet reg sê, hy is 'n jong man met Down syndroom, hy het 'n pragtige aanbieding vir ons gegee van wat hy doen. Hy werk, dink hy's in 'n beskermde werkomgewing, maar baie netjies gewees. En dit het nogal 'n boodskap van hoop oorgedra dat dis nie die persone met Down syndroom is nie sommer maar nou net moet daar in 'n inrigting gaan afgelaai word en vergeet van word nie. Mens kan sien sy ma was saam met hom baie liefdevol en ek dink hy het 'n baie groot kwaliteit lewe saam met hulle. Daarna het Nick Pascoe met ons gepraat oor hy en sy vrou het 2 kinders, een van hulle is multigestrem. Hy het al die vreeslike name opgenoem, mens wil amper bewoord as jy net daarna luister. Maar sy invalshoek was meer, wat doen dit aan die ouer paar, wat moes agterkom, die dag as hulle hierdie woorde hoor, meneer, mevrou, jou kind is gestremd. Hoe hanteer jy dit? En daar's nie handboeke wat hierdie goed vir 'n mens leer nie, dis maar, jy maak foute en jy ontdek so algaande. Wat hy vir ons gesê het, wat die groot ding in hulle huis is dat Jacques, hulle gestremde seun, ongelooflike humor in die huis teweegbring. So dit is, en hulle sou nie daar sonder kon nie. Maar natuurlik is dit 'n lang pad. Hierdie hele die ontkenning, die kwaad wees vir God, die vra, die skaam wees oor jou kind, dat jy eintlik afgesny is van die samelewing, jou vriende verdwyn, jy sien nie meer kans om by mense uit te kom nie. Al daai dinge het aan die orde gekom. So, ja, laat ek net eers verder sê, die derde spreker was Dominee Andrei Swanepoel en sy vrou Celeste. Hulle het 'n seun wat met autisme gediagnoseer is, en wat, ek het dit nie geweet nie, dat eintlik, jy kan nie net praat van autisme en dink, alle kinders of alle mense wat met autisme gediagnoseer is dieselfde nie. Elkeen is uniek, elke geval is anders. En daarom is daar ook nie, jy kan nie vir ouers sê, dit is wat jy moet doen nie, dis die resept daarvoor nie, daar is nie resepte nie. Hulle het min of meer dieselfde pad as Nick Pascoe en sy vrou geloop, hulle het 'n klomp van hulle vriende verloor. Mense verstaan autisme net doodgewoon nie. So, en ek dink wat hulle, Nick en veral Andrei en Celeste vir ons wou oordra, is wees sensitief. In julle gemeentes is daar mense wat gestremd is, oor die algemeen, maar dan die besonder, autisties of, soos Nicholas se seun multigestremd, wees sensitief daarvoor, moenie hierdie mense in die koue los nie. Wees betrokke by hulle, vind uit, praat, vra, hulle wil dit graag hê. Hulle is verskriklik eensaam. So dis eintlik wat hy die boodskap wat beide hierdie sprekers vir ons gesê het, en spite van al die dinge wat hulle moet deurgaan. Hulle soek mense naby hulle, mense wat belangstel, mense wat uitreik, en daarom stig hulle sulke groepe, ondersteuningsgroepe, dat hulle mekaar kan ondersteun, dat hulle vir mekaar daar kan wees, anders sal hulle heeltemal vereensaam. Dit is nogal 'n groot punt wat beide van die sprekers gemaak het. En dan het ons 'n vierde spreker gehad, Erna Moller, sy is van Ramp Up. Sy het met ons die eerste sessie gedeel oor hoe die kerk eintlik met ons manier van optree veroorsaak dat daar verwydering kom tussen mense met gestremdhede in die kerk.
ons manier van hanteer. Ons is nie sensitief nie, ons geboue is nie toeganklik nie, en dis iets waarvoor ons nou moet opleef. Nou sê haar laaste sessie, wat sy nou vir ons gaan aanbied, en dit gaan daaroor, hoe kan die kerk, of gemeentes, hoe kan ons daarop let, om weer mense met gestremthede, kerk toe te nooi, hulle tuis te laat voel, by ons in te skakel op elke moontlike vlak, komitee vlak, enige plek. Erna, ek gee graag vir jou. Hallo, naand, dames en here. Ek dink nie ek het al ooit so laat in die aand 'n toespraak gemaak nie. Maar is altyd die eerste keer. En genadiglik praat ek oor my passie. Ek leef vir die insluiting van mense met gestremdheid. Iemand het nou die dag vir my gesê, hulle het 'n persoonlikheidstoets gedoen. En die mens sê vir my, ja, maar jy self wil graag ingesluit wees. Dis een van jou groot dinge in jou persoonlikheid. Ek sê, ja, wragtig, jy is heeltemal reg. Ek wil ingesluit wees en daarom sal ek leef en werk om ander mense ingesluit te laat voel. En veral in die kerk, wat die liggaam van Christus is. Daai ou daar agter met die rekenaar is my PowerPoint nog daar. Wat? Klein boet. Ek het nou die dag 'n artikel gelees oor PowerPoint or no point. Ek dink ons oordonder ook maar mekaar 'n bietjie met al hierdie baie PowerPoints en al die inligting wat ons op mense aflaai. Maar hierdie ding is belangrik en ek hoop dat julle sal wake up. Ek sien hier's 'n paar wakker oë ten spyte van. Ek wil vir ons nooi om anders te begin dink hier in ons koppe oor die wêreld van gestremdheid. En om te kan anders dink, wil ek vir ons nooi en vir ons 'n bietjie aanjaag en aanpor en maar eintlik dwing dat ons anders moet begin praat oor mense met gestremdheid of persone met gestremdheid. Ek gaan hier in my aanbieding so hier en daar ook die term gebruik gestremdes. Dit is maar om dit bietjie korter te maak, maar die eintlike term wat ons maar graag wil gebruik is persone met gestremdheid. En ek het dit 'n paar keer vandag al gehoor. Dankie, party klap al hande. 'n Persoon met gestremdheid, 'n persoon met autisme, 'n rolstoelgebruiker. Wat is daar nog? Die blindes. Baie van my blinde vriende sê, man, ek is net 'n blinde en klaar. 'n Persoon met siggestremdheid. Persoon met. Laat ons bietjie hierdie taal oefen met mekaar. Persoon met. Dit is soms 'n bietjie omslagtig, maar dit gaan vir ons dwing om anders te dink. Sodat ons ook anders kan doen. OK, daar's ek nou. Ek gaan nou 'n bietjie moet heen en weer kyk, want ek het nou nie die rekenaar hier naby my nie. Ons kan oorgaan na die tweede slide toe. Hierdie stories wat ek vanaand met julle gaan deel, kom uit 'n klomp navorsing uit wat ons gedoen het oor die ervarings van mense met gestremdheid in kerke. Nou ek het in die middag sessie nou 'n klomp van die slegte ervarings gedeel. En ek wil hierdie ding maar 'n bietjie ernstig sê vir mense wat nou nie vanmiddag daar was nie. Hoor my mooi. Die uitsluiting van mense met gestremdheid in kerke is 'n ernstige ding. Dit veroorsaak ontsaglike pyn. Dit veroorsaak geweldige eensaamheid en eintlik maar chaos in mense se lewe. Die problematiek van om nie verstaan te word deur die kerk nie, om nie ingesluit te voel nie, om nie geonthou te word nie. Soos 'n jong meisie vir my sê, as daar 'n ramp by die kerk is, en sy's 'n rolstoelgebruiker, dan dink sy, hulle het dan onthou van ons. Maar die gevoel om die bord voor die kerk sê, almal welkom,
maar dan is daar so flight of stairs, stel trappe, tot by die hoofingang van die gebou, waar geen persoon wat 'n mobiliteitsprobleem het, wat met krikke loop of wat 'n rolstoel gebruik, kan inkom nie. En nou, behalwe vir die mense met fisiese gestremdheid, is daar 'n klomp ander mense, wat ook sukkel, maar eintlik, die baie ouer mense in ons kerke, wat sukkel om trappe te klim. Die mamas wat loop met karretjies vir babatjies, mense wat tydelik miskien gestremd is, wat my broer in die Kaap, dit is vir my 'n pyn om te sien, hierdie man van 70 het nou net 'n bietjie van 'n probleem met sy been ontwikkel. Dis nou al 'n jaar lank wat hierdie man eintlik nie kan loop nie. En die ontsaglike frustrasie wat hy in sy lewe het oor die klomp plekke waar hy nie kan vryelik beweeg nie. Sy werkplek het net so hense steltrappe. As ons die ding van die begin af regmaak, het jy al gevoel hoe loop 'n lekker ramp? Ons wat nou gesond is, ons vat ook mos maar die ramp. En 'n ramp loop net so lekker. Hy bring jou so maklik daar in vergelyking met 'n stel steiltrappe. Nou wil ek net sê, maar kom ons maak die ding van die begin af reg. Laat almal van ons happy is om maklik in te kom in 'n gebou of in 'n fasiliteit. Ons moet insluiting doen. In my navorsing het mense gesê, in my kerk is my parapleeg wees nie die fokus nie. Ek as persoon word raak gesien. En ek wil mooi vra om die verskil te bedink. Om met 'n persoon te relate tot sy rolstoel, of met 'n persoon te relate as 'n persoon. Regardless, ongeag sy gestremdheid. My gawes word ook aangewend in die kerk. Ek reël die gebedsgroep. As 'n persoon met 'n amputasie. Dit was 'n oulike video wat ek gesien het van die voorsitters van die kommissies in die kerk het gevra, sal iemand kom help met die gebedsgroep of die leiding neem met die gebedsgroep. En hierdie vrou met die amputasie sê, "Oh wow, I thought that's something I can do." En sy vat nou voor in haar gawe in die kerk. Die volgende skyfie asseblief. Hier is nog voorstelle wat uit die navorsing uitgekom het. Verander jou denke oor gestremdheid. Ons moet so 'n paar keer tik daar so asseblief kleinboet. Mense dink gestremdheid is onaanvaarbaar. Dis egter deel van die gebroke werklikheid. En daar is maar nog ietsie hier onder in ons koppe wat gestremdheid wil regmaak. Ons is nie happy dat dit moet lyk of dit sukkel of 'n mens sukkel nie. Ons wil hê dit moet weg wees. En in sommige kerklike strominge veroorsaak hierdie ding 'n groot pyn. Omdat mense gebed op 'n manier aanwend wat vir gestremde persone baie pyn veroorsaak. Die volgende, is almal daar so, sien raak dat ek ook sekere dinge kan doen. Regtig. 'n Persoon het miskien 1 of 2 gestremdhede, maar hy kan 'n klomp ander goed doen. 'n Mens leef 'n groot, volledige lewe. En gestremde persone verwag maar net om behandel te word, soos alle ander mense behandel te word, om te aanvaar te word vir wie jy is, om te kan doen wat jy wel kan doen. Kweek 'n nuwe benadering van insluiting, omarming, embrace en gemeenskap met alle persone, ook gestremdheid. Was nou interessant hierdie oefening wat ons nou hierso gedoen het, om te hug met ons hande agter ons rug.
baie van julle ken miskien die verhaal van Nick Vujicic, hy's 'n Australiese ou wat nou in Amerika woon, wat sonder hande, sonder arms en sonder bene gebore is. En ek het al so dikwels opgelet, hoe hy vir mense sê, hug me, en dan sit hy sy kop op die ander ou skouer neer. Nou, hierdie is in 'n letterlike sin, maar ook figuurlik en geestelik, is daar net so 'n wêreld van menslike lewe wat in ons wêreld kan inkom, as ons bereid is om die wêreld van gestremdheid te omarm. Ek het die ongelooflike voorreg om in 'n Bybelstudiegroep te wees waar daar 'n blinde persoon is. En ons werk sulke dik Bybelboeke en geestelike boeke en Christelike boeke werk ons deur. En is elke keer 'n taamlike organisasie om vir haar op haar rekenaar toegang te gee tot die boeke. Maar so ook ons social baie saam. So moet ons altyd dink, en ons almal se antennes is totaal aangeswitch om vir haar te help dat sy toegang het tot alles wat ons in kan deel. En op die manier het ek aanhoudend ook geleer om gestremdheid te omarm. Goed, ons volgende skyfie. Kyk, sien insluiting. Verander jou manier van kyk. Sien gestremdes as normale geestelike persone. Daar's 'n jong meisie in Pietermaritzburg, jong bruin vrou, wat polio gehad het, wat baie swaar loop, en wat 'n geestelike reus is. En sy sê net so dikwels vir my, I go to church just to worship. I love God. But people always pity me in church. Want nou loop sy nogal moeilik. Maar nou sien mense net haar moeilike loop raak. En hulle verstaan nie wat in Sandy se hart aangaan nie. Dat sy hier is om God te aanbid en eintlik happy is. So sy sê, hierdie is maar my beentjies. Dit is soos ek lyk in die lewe. En jy kan maar hierdie stuk diversiteit moet jy maar leer om as jy saam met my wil vriende wees. Want ek is net so 'n geestelike persoon wat kom om God te aanbid en wil deel wees van die liggaam van die Here. Wees versigtig om na gestremdes, wees versigtig hoe na gestremdes verwys word. Die Bybel praat soms nie mooi oor ons nie. En ek dink vandag ergens het dit uitgekom, weer die woord in Lukas oor die krepeles en sovoorts. Ons wil maar regtig vra, en as hier teoloë is wat betrokke is by Bybelvertaling, dat julle vir ons help, dat ons tog daai woorde regtig verander. Ons gaan dit noem, persoon met gestremdheid. Dit is so eenvoudig soos dit, sodat die Bybel en die kerktaal ook kan wegkom van hierdie afpraat maniere van kyk en omgaan met gestremdheid. Verstaan gestremdheid as deel van die gebroke wêreld, maar ook van die nuwe wêreld saam met God. En dis een van die onderwerpe in hierdie groot ding van gestremdheid wat ek ure oor kan praat, is hoe ons omgaan met die gebrokenheid. En gestremdheid is deel van gebrokenheid, maar so is daar hoop ander dinge in hierdie wêreld wat vir ons die vergestalting is van hierdie bedeling wat nog 'n gebroke bedeling is. Maar ook die nuwe lewe, die nuwe hoop wat God ook nou reeds vir ons gee. Dat te midde van ons gebrokenheid kan ons ook leef met 'n wonderlike ewigheidsverwagting in ons harte, wat die lewe van nou eintlik soveel beter en soveel mooier ook kan maak. Die volgende skyfie, maak seker dat alles in die erediens toeganklik is
vir alle gestremdes, vir gehoorgestremdes, visueel gestremdes en mobiliteit. Ek gaan nou waag om ietsie te sê. Daar's nou grappies gemaak oor die dominee se snore wat maak dat mense met gehoorgestremdheid nie lekker kan lip lees nie. En grappies is fyn. In die gestremde wêreld maak ons baie grappe. Ek het 'n hele file op my rekenaar vol van grappe oor gestremdheid wat die mense als vir my vertel het en dit is baie nice. Maar as 'n leier, as 'n persoon wat voorgaan in 'n gemeente so onbewus is van wat sy effek op sommige van sy gemeentelede kan wees, dan is dit nie eintlik meer 'n grappie nie. Is dit? Dan wil ek sê, ons moet mekaar maar soms reguit sensitiseer en sê, mense met 'n effense gehoorgestremdheid sal nie altyd dit maklik vir jou sê nie, maar hulle lip lees. En as ons onduidelik praat, nie net mense met baarde en snore nie, maar op allerlei maniere kommunikeer ons dikwels onduidelik, wat dit vir 'n mens met 'n gehoorgestremdheid baie, baie moeilik maak. Ons kan, die laaste stukkie op daai skyfie is alle aktiwiteite in ons gemeente, al die sosiale aktiwiteite, die groepbyeenkomste, maak seker dat die goed toeganklik is. Die kommissie, die finansieskommissie, vergader op die boonste vloer van die kerk. So, Marius, wat met krikke loop, kan nou eintlik nie op daai kommissie dien nie, of hy kom nie daar nie, of wat ook al. Hierdie goed val deur sonder dat ons dit weet. Ons kom nie agter hoe dat ons maar net leef in ons sogenaamde able-bodied wêreld en hoe ons eintlik mense op baie verskillende maniere uitsluit nie. Die jeug in die sonnaarskool, die kinders met gestremdheid is 'n groot issue soos wat ons nou vandag gehoor het, om kinders met gestremdheid in 'n gewone gemeentelewe ingesluit te kry by byvoorbeeld die sonnaarskool, is dikwels 'n baie groot uitdaging. Byvoorbeeld 'n kind met 'n intellektuele gestremdheid. Baie van hulle het soms 'n buddy nodig, maar net iemand wat by die kind sal bly gedurende die sonnaarskoolklas. Maar die sonnaarskoolonderwyser en die klasie moet op 'n manier soms voorberei word. En sê, maar ons gaan nou vir Mariet, wat bietjie anders is as ander kinders, ons gaan vir haar ook insluit en ons gaan dit vir haar ook lekker maak hier by ons. Reg, nommer 6, nog voorstelle oor bewusmaking, fasiliteer die interaktiewe prosesse, dialoog tussen gestremdes en die gestremdes. Dit is iets wat ek nog oor droom, dat ons in gemeentes hierdie goed nie sal doen sonder die input van mense met gestremdheid nie. En soms sal die beginpunt miskien wees dat ons 'n gespreksgroepie net by mekaar sit, waar gestremdes en nie gestremdes saam praat. En dat ons saam sê, maar okay, hoe kan ons dit maak werk hier in ons gemeente? In hierdie dialoog kan daar 'n houding wees van ons almal is deel van die gemeenskap en ons moet dit vir almal moontlik maak. Insluiting beteken korrekte terminologie, wat ek al reeds na verwys het, etiket in interaksie, om nie vir die rolstoelgebruikers se sussie wat saam met haar is, vir die sussie te vra, gebruik sy suiker in haar tee. Ons hamer op daai voorbeeld, omdat dit net aanhoudend weer en weer voorkom. Ek wil soms vra, kom leer ons so stadig. Dan wil ek aan die een kant sê, okay, miskien word ons nie genoeg blootgestel nie, maar
ek stamp my kop en sê, leer, praat anders, dink anders, doen anders. Daar's lekker dinge wat ons in ons gemeentes kan doen rondom bewusmaking. Slide nommer 7, die jaarlikse Sondag vir persone met gestremdheid. Ons het maar begin met die voorstel dat die laaste Sondag van Augustus is Sondag vir persone met gestremdheid. Dan maak ons 'n spesiale effort om persone met gestremdheid te nooi. Ons laat hulle praat in die kerk, kry blinde dominee wat kan preek, en ons doen sommer 'n klomp lekker dinge saam, sodat nie gestremdes kan leer en blootgestel word aan die wêreld van gestremdes. As die laaste Sondag in Augustus jou nie pas, jou gemeenteprogram nie pas nie, jy reël dit op 'n ander Sondag. Ons het ook die Rampap webwerf begin, waar daar hope materiaal is. Baie van dit is in Engels, maar ons is besig om 'n klomp goed in Afrikaans ook te vertaal, wat baie lekker gebruik kan word om ons kerke gestremdheidsvriendelik te maak. Volgende skyfie. Ek lig net hier so 'n paar komponente uit van die webwerf. Daar's 'n groot klomp wat is guidelines, riglyne oor kerk vir almal, dat ons seker maak die kerk kan almal insluit. Dan die geboue vir almal, dit gaan nou oor die fisiese toeganklikheid. Dan stories oor die Bybel en gestremdheid. Ons moet mooi werk aan ons teologie, Errol, oor gestremdheid, dat die verlossende boodskap van die Bybel vir ons as mense regtig ook in die wêreld van gestremdheid werk en vir mense, ek hou so van die Engelse woord liberate. Dan die Sondag vir persone met gestremdheid het ek reeds genoem. Daar's 'n klomp algemene inligting en nog 'n klomp ander goeders. Goed, volgende skyfie. Voorstelle die rol van gestremdes. Daar's hierdie lekker slogan wat baie gebruik word. Nothing about us without us. So as ons eerste besprekingsgroepie in ons gemeente gaan begin rondom hierdie onderwerp, dan gaan daar alreeds 'n paar gestremdes teenwoordig wees. Ons gaan hulle nooi en sê, ons wil luister, ons wil hoor, wat is julle ervaring? Hoe dink julle kan ons dit beter maak vir ander gestremdes ook? Nou het ek my plek verloor. Ons moet te alle tye deel wees van alles in die kerk. Vra vir ons. Ons moet onsself beskikbaar stel en dit was my so interessant in die navorsing, dat baie persone gesê, ons weet, ons self moet ook na vore kom. Mense wat vir jare en jare uitgesluit is en in 'n hoekie gehou is, voel, hulle het nie meer 'n stem nie. So dis ook vir hulle moeilik om na vore te kom. Ons moet hulle nooi om hulle stem te kom uitspreek. Ontgin ook my potensiaal en gawes. Bou ewekansige verhoudinge. Ek moet ook verantwoordelikheid neem en hier wil ek maar net weer verwys dat ons hard sal werk om weg te kom van die afpraatverhoudinge en die afpraatbenadering wat ons so dikwels het. En ons het ernstige wake-up calls oor dit nodig, want wat nou gebeur is, nou ons leer nou om te praat van 'n persoon met gestremdheid. So ons voel nou 'n bietjie beter, ons het nou 'n stapie gevorder, maar dan nog in 3-4 ander dinge behou ons nog steeds 'n ou benadering van afpraat. En eintlik nie mense regtig respekteer nie. Persone met gestremdheid het dieselfde verantwoordelikheid in verhoudinge en ons moet vir hulle die geleentheid daarvoor gee. Hulle het ook verantwoordelikheid in die gemeente, hulle het verantwoordelikheid in verhoudinge. Die volgende skyfie, ons lesse vir huis toe neem.
Daar is wonderlike waarde in diversiteit. Om te sien hoe mense op 'n ander manier en op 'n nuwe manier leef, kan eintlik vir ons so baie beteken. As ek dink aan die mense met gestremdheid met wie ek lekker naby verhoudinge het, die gestremdheid is eintlik nie meer 'n issue nie, want dit gaan oor die mens. My vriendin Barbara sy is so 3 jaar ouer as ek. Sy is al haar hele lewe in 'n rolstoel. En daai mense wysheid is net vir my so verskriklik kosbaar. Maar ek sien hoe Barbara se lewe prakties verskil van myne. Sy leef 'n baie stadige lewe. Sy leef alleen as 'n parapleeg. So haar lewe werk baie anders, maar sy neem volle verantwoordelikheid vir haar verhouding teenoor my. Die kerk, 'n plek van behoort en gemeenskap te midde van diversiteit. Nou, toe ek vanaand hier so luister en vandag, toe dink ek, ja, ons verwag ook maar baie van die kerk, né? Die kerk moet antwoord gee op die armes en die dronk mense. Mens voel soms so, né? As maatskaplike werker voel ek soms so. Dit is nie eenvoudig nie. En tog is dit ons roeping om mense te maak behoort, om mense te laat tuiskom. Die slogan van Ramp-Up is Persons with Disability at Home in the Church. En so moet ons almal tuiskom in die kerk. En miskien sukkel ons maar self baie daar om tuis te wees in die kerk. Dit is nie maklik nie. Maar as dit gebeur, en ek dink ons het almal daar ervarings van, wow, dit het al gebeur. Daar is lekker mense in ons kerk, waar ons regtig voel, ons behoort, en dat is die ervaring van familie wees. Daar is genoeg plek vir almal, Lukas 14 vers 22, die fees wat gehou is. En ek sien in my droom, dat die kerk sal wees soos wanneer hy groot prediker preek, né? En dan is die banke baie vol, en dan sê die diaken, skuif op, maak plek, laat ons nog meer mense kan inpak. En so moet daar plek wees vir persone met gestremdheid. Ons moet 'n paar banke uitpluk, dat daar lekker plek is vir die rolstoele. Dit moet lekker plat wees, dat die mense met krikke ook kan kom preek. Daar moet net plek wees. Daar moet net ervaring van behoort wees, van omarming. Van jy's okay, jy behoort ook by ons. Ons het dieselfde Vader. Dankie, amen. Die laaste skuifie is Jaco, ek dink wanneer ons oor gestremdheid praat, is daar 'n paar goed. Die eerste ding is dat ons baie keer met gestremdes op 'n afmanier praat, soos wat sy gesê het. En gestremdheid sien ons baie keer as 'n persoon gestrem is, dat dit gepaard gaan met verstandelik gestremdheid. En dis nie waar nie. Dis glad nie waar nie. En daarom verkies ek persoonlik, as ons dan moet begin vertaal, dan dink ek moet ons gestremdheid ook vertaal. En ons moet die ST uithaal. En as ons die ST uithaal uit gestremdheid, het ons geremdheid. Dis iemand wat gerem is. Hy kan nie so vinnig by 'n plek uitkom as wat ek daar kan uitkom nie, maar hy kan daar uitkom. Hy kan dalk nie so vinnig sien as wat ek kan sien nie, maar hy kan met 'n bietjie hulp, kan hy uiteindelik sien wat ek sien, hoor wat ek hoor. En daarom dink ek moet ons baie ernstig daaraan dink, om liewer te praat van geremdheid en nie gestremdheid nie. Want is net iemand wat 'n bietjie stadiger gemaak is, dalk 'n parapleeg, dalk 'n gehoor, dalk 'n tong wat sukkel om te praat. Maar ek dink ons moet eerder praat van geremdheid. Baie dankie. Wanneer
Bywerk. Ja. Wanneer ek my Bybel lees dan, en ek dink aan persone met fetale alkoholsindroom, dan dink ek dikwels daaraan dat ons het die voorreg om die woord van God te kan lees, te kan verstaan, te kan beredeneer daaroor, te kan dink. Maar daardie persoon met fetale alkoholsindroom, veral as hy verstandelik gestremd is, het nie daai voorreg nie, en dit is 'n voorreg wat hom ontneem word, dat hy nie daai dieper betekenis van die woord van God kan verstaan nie. En dan die ander probleem met fetale alkoholsindroom is, dit is 'n gestremdheid wat jy nie noodwendig kan raak sien. Daai persoon kom in by die gebou, lyk normaal soos enige ander persoon, maar sy of haar optrede is anders. Ons kan nie daardie gestremdheid raak sien nie. Hy kan maar voor my praat. Ja, ek dink dis waarskynlik 'n ding waaroor ons nog baie moet praat en baie besluite oor moet neem en baie kopskuive ook moet doen. In my eie gemeente was ons vir 'n klomp jare betrokke by 'n fietswedren wat ten bate van Kansa gegaan het. Die fietswedren gaan nou nog aan, ons is net nie meer heeltemal so baie daarby betrokke nie, hulle skuif die fietswedren van hierdie jaar af na Sondag toe en dan probeer ons kerk hou, so ons gaan nie meer so kwaai daarby betrokke wees nie. Maar dit was nou nogal 'n stryd om die gemeentelede so ver te kry om te sê, ons werk vir Kansa, ons werk nie vir kanker nie. Ek wil nie vir kanker werk nie, ek meen, ek wil dit nie ondersteun nie, en ek dink die eerste plek waar ons kan begin is by die benaming van ons werkgroepe. Werkgroep vir gestremdheid klink asof ons baie hard werk terwille van gestremdheid. Om gestremdheid, ek weet nie of ons dit wil bevorder, of die naam sê net nie dit wat ons wil doen nie. Die werkgroep vir armoede, is dit wat ons wil bevorder. Ek dink dis dalk die eerste plek waar ons kan begin om minder op gestremdheid af te praat, is by die name van ons werkgroepe. Baie dankie Steven, ek dink dit is 'n geldige opmerking. Ek dink die interessante ding is mens miskien al kan sê, weet ten opsigte van taal, die byvoeg van 'n woordjie kan ewe skielik die betekenis heeltemal anders te maak, nee. Ek dink wel in die korrespondensie wat ons gebruik sal daar staan, byvoorbeeld werkgroep en dan die dubbelpunt trauma. So dit is 'n bietjie 'n anderste beskrywing, maar verseker die wyse hoe ons daaroor kommunikeer en die boodskap wat ons oordra, dis baie belangrik. 'n Mens moet in jou woordkeuse en dit wat jy sê en in dit wat jy kommunikeer, moet 'n mens dit regtig nogal 'n bietjie deurdink, want jy kan tog onbewustelik kan jy iets sê en sonder dat dit jou bedoeling is, iemand anderste wat jou dalk nie ken nie, of wat dalk nie jou vertrekpunt ken nie, in daardie bepaalde proses te nakom en leed aandoen. En ek stem 100% met jou saam, daardie opmerking om attent te wees op die wyse hoe ons kommunikeer, het sy of dit op papier is, en het sy of dit woordelik is, dit is baie belangrik, en kom ons maak dit ook deel van ons gesprek, ten opsigte van die kerkgedeelte, die vergadering gedeelte althans, dat ons 'n bietjie dit ook in berekening bring.